mense nog steeds meer as 1,5 meter uit mekaar het. So dit is die rede hoekom ons vra maar net dat as u inkom en u het u koorts buite gemeet, hou jou masker aan tot op jou sitplek kom. En as jy op jou sitplek kom, daar kan jy 'n bietjie afval om beter asem te haal, maar dan bly jy daar sit. As jy opstaan om met iemand te praat, sit jou masker op. Dieselfde geld as ons uitgaan by die deur. En as jy buite met iemand wil gaan staan en praat, staan social distance uit mekaar uit met jou masker. Asseblief, dis al wat ons vra, want as ons net dit handhaaf, hulle het by 'n paar kerke van ons gaan draai maak, die gaan inspeksie doen by die kerke, en hulle het ingestap by die kerke en gekyk op die mense letterlik uit mekaar uitsit, maar ook gekyk of hulle maskers dra. Dis die rede vir dit. Nou net om ons bietjie te help, want ons hardloop maar bietjie in die oggende rond om al die goed gedoen te kry, doen ons dit op die manier om u dan maar net te help om beter te kan sit, dat ons nie 'n situasie het dat jy daar op 'n verkeerde plek sit en dan moet ons vir die vrou te skuif en dan voel die dalk nou in die gesig gevat omdat ons vir die gevra om te skuif nie. Want partykeer is mense nie baie takties op die manier hoe hulle met jou praat as hulle dit vir jou sê nie, en dan maak dit skade en dit maak seer, want hulle doen dit nie met die regte gesindheid nie. So ons vra maar asseblief om u te kan help, vra ons dan om sit op die manier, so soos Andries nou as hy instap daar by die deur, dan moet hy maar sy masker aanhou, tot hy op sy plek gaan sit, dan kan hy sy masker afhaal. As hy met ander mense praat, dan moet hy maar sy masker aansit. Dis wat ons maar net vra. So dit word van my verwag om die reëls afdwingbaar te maak van ons hoofkantore goed, so ek vra maar net nie samewerking as ek doen. Kom ons sit so dan met ons. Here, in hierdie oggend, wat 'n voorreg om die naam groot te maak. Here, op hierdie Vrouedag, wat dan vandag 'n dag is, wat ons hulle kan eer, hulle kan bederf, bid ons vir 'n besonderse seën op hulle, Vader. Ons weet, ons is min vanoggend, maar baie bly by die huis om deur die koue, baie bly by die huis, omdat dit Vrouedag is, dis 'n vakansiedag, hulle het ook maar hulle eie reëlings wat hulle tref, en ons bid, Vader, dat u guns en die seën op elke vrou sal rus, dat u naam in en deur hulle laat verheerlik. Here, dat u vir hulle sal ondersteun is in hierdie tyd wat hulle swaar trek, is in hierdie tyd wat dit vir hulle moeilik gaan, Here. Want baie keer is dit die vrou wat moet help, die vrag dra in die huis. En ek bid dat u hulle ryklik seën. Ons same sê, ek wil teen hierdie gees van verdeeldheid kom, Here. Ek wil teen hierdie afbreekendheid kom wat mense skade berokken. En ek wil dit bestraf en ek wil dit bind en ek wil dit kragteloos stel, Here, dat hierdie gees van verdeeldheid sal verbreek en bestraf. Die Here bestraf jou en ek bind jou in Jesus naam. In Jesus naam bind ek hierdie gees. En ek bid dat u ons in vryheid, u naam wat groot maak, en dat ons fokus op iets sit, want het gaan oor u, Vader. Het gaan nie oor ons nie. Het gaan nie oor ons verskille nie. Het gaan nie oor ons mens wees, Here. Elke mens is anders. Maar dit gaan volgens oor u. En ons is hier om u groot te maak. So word verheerlik, Vader. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing lekker saam. What am I living for? What am I living for? If not for you. What am I living for? If not for you. What am I living for? If not for you. Jesus, nobody else will do. I am a Christ.
die wie regeer, wie is die beheer, wie is die begin en wie is die einde, naamlik Jesus. Halleluja. Kom ons sing lekker saam. Wie is die beheer? Just
En daarom kan ons omdraai en sê, I'll raise a hallelujah. Ek sal hallelujah oprig om die naam van die Here groot te maak. Te midde van die storm, te midde van die probleme, te midde van wat buite in die wêreld aangaan, van die swaar kry en die moeilik en alles, ek sal die Here loop en prys. Hallelujah. Praise the song my enemies. I'll raise the hallelujah louder than the unbelief. I'll raise the hallelujah. With these melodies, I'll raise the hallelujah.
Wat vir my mooi van die volgende lied is, wat hy sê, I'm home in the house of God. Yes, I'm home. En ek wil vir u vandag sê, dat die wêreld daar buite manifesteer, die vyand manifesteer om ons uit die huis van die Here uit te hou, om ons uit 'n plek uit te hou waar ons by mekaar kan kom. Nou is nie vir my 'n lekkerder plek nie. Ek dink aan Job, aan wat's nou, Jakob, toe hy gekom het en hy terug in sy eie land kom, is een van die eerste dinge wat hy gedoen het, is om 'n altaar op te slaan en die naam van die Here groot te maak, want dit was vir hom 'n plek waar hy by kan kom en kan sê, hier is dit in my huis. Amen. En vir my is dit lekker om so korporatief die naam van die Here groot te kan maak, stil te kan staan en te kan sê, Here, ek is huis, ek is by my huis, ek is waar ek my Vader kan loop en prys en niks sal my weghou van die voorreg om die naam van die Here groot te maak. Niks sal my weghou van die plek waar die Here my geplant het nie. Ek sal hom eer, ek sal hom loop, ek sal hom prys. Niks sal skei tussen hom en my nie. Want ek is by die huis. Amen. Since God will be the shepherd, oh, I won't need a thing. He leads the way before me, restores my soul to sleep. He left my head from sorrow and turned my into joy. So I
disciple. Thank you, Lord. Hallelujah. Wat 'n voorreg om te kan sê, Here, Mighty is the Lord. ek het Christus toegekom. O Heer, my God, as ek in Heer met wonder, en al die werke elke dag aanskou, hoe kan ek anders dan as om te leef? Hoe leer my God, as ek in hier met wonder, en al die werk, elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wonder, hoe dinge raak vir jou te veel. Jy weet nie waarheen nie. Die volgende lied sê, alone in my sorrow, and dead it was, and lost without hope, no place to begin. Do not lay away to let mercy come in, when death was arrested, and my life began. What a prophecy. Alone in my sorrow, and dead in my sin, lost
Lord, are we fallen?
ek het 'n leerbare gees. Ek wil jy moet my leer, ek wil jy moet my onderrig, ek wil jy moet my verander. Want die sin is maklik om soos die ander op te tree, die wêreld op te tree. Maar dit is moeilik om in hierdie tye baie keer 'n kind van God te wees. Maar ek dank die Here vir daardie voorreg dat ons hom kan grootmaak. Ek wil so 'n grappie vertel wat iemand my nou die dag vertel het. Jy ken die ou staatspresident George W. Bush van Amerika. Hy het gegaan en hy loop eendag op 'n lughawe. En toe hy op 'n lughawe kom staan en hy kyk so en hy sien maar hoor hierso, daar staan 'n ou met so lang wit hare, net so lang wit baard met so 'n kleed aan, 'n spierwit kleed. En ek moet die grap nou ongelukkig verder in Engels vertel en terwyl hy so na dit kyk, staan hy daar en hy sê maar I'm sure that looks like Moses. And Bush went closer and as he came closer he looked at him and he saw that he had 2 tablets in his hands and he said, hello, how are you? And this man didn't answer him. And he looked at him again and he said, hello. He didn't answer him again. And he said, I'm sure you are Moses. Hello Moses, how are you? And he just shook his head. He said, sir, why don't you answer me? He said, I don't want to. It was the last time I spoke to a bush. I had to go up the mountain for 40 days. So hy wil nie meer opgaan in die berg om vir 40 dae gaan en dan gaan vas nie. Maar ek wil u 'n gedeelte lees van 'n vrou wat iets geskryf het wat ek op Facebook gesien het. En dit is vir my 'n mooi sinnebeeld van waardeur mense gaan. En ek wil vir u sê dit is besig om mense te verwoes van binne af buite toe. Hoe hou 'n mens fokus in 'n storm? Dis hoekom ons na Psalm 103 gaan kyk. Hy sê vandag is daar 14 wat die storm in my eie lyf kom bly het, Here. Wat kan dit anders as 'n storm wees? Hierdie warrelwind wat net skielik deur ons land kom waai, dit maak stuk en oral waar dit gaan, Here. Dit waai deur besighede en spoeg mense een kant, alleen op die suidpaadjie uit. Dit klim binne in mense se harte en waai hulle geloof en hoop en gebed sommer net weg. Dit maak mense bang, Here. Dit maak dat mense stikken by 'n kerk bymekaar kom om 'n geliefde te begrawe, 'n geliefde vir wie hulle nie eers kontak sê nie. Dit waai koskaste leeg en spoeg mense op die straat uit, bang en alleen. Dit maak die skool se deure toe en laat kinders hulpeloos verward buite staan, so onseker oor wat volgende gaan kom. Dit maak dat 5-jariges wat moet huppel en hardloop en speel en drukkies uitdeel verskrik op die voetspoortjies gaan staan wat voor hulle geverf is en angstig woorde gebruik soos sanitize en virus en masker. Hierdie storm is besig om my land deur mekaar en uit mekaar te waai, Here. Ek het op 'n afstand gaan staan en kyk totdat dit deur my eie lyf gewaai het. Dit het stil my asem uit my lyf gehaal en gemaak dat ek benoud net bly lê. Dit het so baie dae gevoel asof ek in die storm vuil gemal word, rondgetol en besig om te verdrink. Die tyd het by my verbygewaai. Ek het so baie dae nie eers geweet of dit oggend of middag of aand is nie. En vandag het die storm my eenkant op die strand uitgespoeg, soos 'n stukkie fynhout wat tussen die see se gemors uitgerol het. Dalk is dit toe Noag moes gevoel het, Here. Toe dit aan mekaar met storm en reën was om hom, toe die son vir so lank net weggeraak het en hy nie geweet het of dit ooit weer gaan skyn nie, of daar ooit weer 'n normaal gaan wees nie, Here. Lees ons. In hierdie storm wat deur ons lewens waai, is die liefde die ark waarna ons kan hardloop as ons bang en alleen raak. Die liefde sien raak as ons verwilderd en verskrik en onseker raak. Die liefde nooi ons sag om na U toe te kom en by U weg te kruip teen die reën en die haal. En wanneer ons sukkel om U stem teen die wind te hoor, is dit die liefde wat na ons toe kom en ons stil optel en styf teen U vasdruk. Ons verstaan nie, hoekom U nie die storm wegvat en stil maak nie. Ons verstaan nie, Here. Maar ons vertrou U hart. Ons weet U is liefde. En ons weet ons kan in daardie liefde wegkry as die storm daar buite te veel raak. En soos wat ons U hart ken, ken U ook U kinders. En U weet hoeveel elkeen kan dra.
Dankie dat U nie wegraak in die storm nie. Dankie dat U nie vir 'n oomblik die oog van ons afhaal nie. Dankie dat U nie vir 'n sekonde wegkyk nie. Dankie dat U in hierdie storm U arms om ons vou en stil vir ons sê dat U hier is. Dat U nie weggaan nie. Dat U by ons is altyd. Dankie Here dat U raak sien wanneer die kinders besig is om te spartel. Dankie dat U weet wanneer dit vir ons voel asof die water boor ons koppe gaan spoel. Dankie dat U vir my verdruk oomblikke raak gesien het. En dankie dat U in hierdie oomblikke nie net vir my vasgehou het nie, maar ook vir my stukkies hout gestuur het waarmee ek vir my 'n ark kon bou. Elke oproep om te hoor hoe dit gaan. Elke boodskap en blommetjie. 'n houer stuurskop om die asem makliker te maak, 'n bak makaroni en kaas vir my deur, 'n kaartjie, 'n lysie met raad, medisyne, soveel omgee en liefde. Dit was stukkies hout wat U gestuur het en waarmee ek vir my 'n ark kon bou. 'n Ark wat my herinner dat ek nie alleen is nie. 'n Ark wat my vertel het van al die kinders wat saam met my in die storm is. 'n Ark wat vir my gewys het dat U liefde is altyd. Ek weet nie wanneer hierdie storm gaan weggaan, Here. Ek wil my nie moeg maak met teorieë en voorspellings nie. Ek wil my lyf en my hart in U liefde kom neersit, soos wat Noag in die ark weggekruip het. Daar waar hy U liefde my omvou, wil ek soos 'n klein kindjie net vir 'n kyk my oë op U hou. Want Here, U is my lewe. En in U liefde wil ek leef. Altyd. Dit is vir my genoeg. Wat 'n pragtige skrywe van iemand wat te midde van die COVID sit en omdraai en sê, Here, ek sal U vertrou. Psalm 103 gaan ek so rondspring tussen die Engels en die Afrikaans. En Psalm 103 draai hy weg en hy sê 'n Psalm van Dawid, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Vers 2 Engels sê, do not forget any of his benefits. Moet geen van sy voordele vergeet nie. Kolossense 2 vers 9 draai hom. Hy sê van vers 9, hy sê want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik en julle het die volheid in hom, maar die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besnyders met 'n besnyders wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnyders van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die dood, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode uit opgewek het. In Hoofstuk 3 vers 3 sê, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. En ek wil net met hoop kry vandag gebeur as kind van God, dat as jy vasgevang is in die Here, dan staan jy vandag deur die Here beskerm, deur die Here ondersteun, en omdat die volheid van die Godheid in Christus is, en uit die hoof van die liggaam is, kan daai volheid in jou manifesteer, as jy toelaat dat in jou lewe oorvat, en jy sterwe aan jouself, en niks word sodat hy kan heers in jou lewe. Galasians 5 vers 25 sê, if we live by the Holy Spirit's power, let us follow the Spirit's leading. Hier lê die geheim om daardie voordele van toepassing op my lewe te maak, sorg dat die Heilige Gees my kan lei in my lewe. Maar as 'n hele klompie, ek het omtrent so 12, 13 gaan uithaal van hierdie voordele wat hierdie Psalm vir ons uitlig. Een van die eerstes wat kom, is hy draai om en hy sê dat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees. Hy kom en hy vergewe die ongeregtighede wat in ons lewens is, kom hy en hy vat dit weg, en hy sê, ek spreek jou vry, ek maak jou los, ek vergewe jou van harte, en ek wil hê moet weet vandag, my broeder en suster, dis hoekom ons die voorreg het, om na God te gaan. Hy sê, as ek my sonde bely, 1 Johannes 1 vers 9, hy God is getrou en regverdig, om my die sonde te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig. Maar die verwaarde is, ek moet kom en ek moet dit bely. Nou kom en hy sê, wat al ons ongeregtighede vergewe.
Jy kan nooit te ver in sonde gaan vir God om jou te vergewe nie. Jy kan nooit te ver van God afdwaal dat hy jou nie kan vind nie. Jy kan nooit te ver van hom af weggaan dat hy nie weet waar jy is nie. Jy is vir hom belangrik en jy moet weet vandag dat God vergewe. Hy sê dat al jou krankhede genees. Die woord krankhede is die woord kakalo, wat beteken 'n malady, 'n disease, 'n sickness, or grievousness. Of jy siek het, of jou hart geskeur is, of jy gewone, kom ons sê die virus het, wat jy ook al 'n malady, is miskien baie keer daar wat dan so kom met jou wegloop. Ek wil hê moet weet vandag dat die Here genees jou van dit. Maar die woord genees is 'n Griekse woord wat beteken, hy vat 'n stuk lap en hy werk dit vas soos wat hy steke gebruik. As jy gaan en jy het 'n skeer in jou broek en jy maak die skeer met steke reg. Hy kom en hy sê, he mends us by stitching. He comes to cure us, he comes to heal us, he comes to repair us, and he comes to make us whole. Dis wat hy bedoel by genees. Hy kom om jou te herstel. Hy kom om jou heel te maak. Hy kom om jou gesond te maak. Hy kom om jou vas van mekaar te werk waar jy stikkend is. As jou hart geskeur is, dat jy voel jy kan nie meer nie. Weet vandag die letsel sal daar wees, maar God sal dit heel maak deur dit vas te werk. Amen. In vers 4 kom hy, vers 3 sê, of kom ons gaan net verder. Hy sê vers 4, wat jou lewe verlos van die derf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Die Engels sê, he ransoms me from hell. Nou die woord ransom beteken, iemand het 'n losprys betaal, sodat jy vry kan wees, en die losprys is Jesus. En die grootste fout wat ons in die Christendom maak, is ek dink ek kan nog iets byvoeg, as ek net dit bysit, dan sal ek seker wees om hemel toe kan gaan. As ek net meer vas en meer bid en meer Bybel lees, en as ek dan net al hierdie wet en reëls onderhou, dan sal ek. Nee, Christus het alles aan die kruis al reeds gedoen, en ek doen juist daai dinge as 'n manier om dankie te sê vir wat hy aan die kruis vir my gedoen het. Amen. Die enigste manier, hy sê, as ek 'n kind, ek kan gelees in Johannes 14, as ek 'n kind van hom is, as ek 'n disipel van hom is, dan sal ek die regte ding doen. Hy sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my disipels is, aan julle liefde vir mekaar. So die praktiese uitlewing is nie 'n moet nie, maar is 'n voorreg wat ek wil word soos my meester. Ek kan niks byvoeg by wat Christus alreeds vir my gedoen het nie. Hy het die volle prys betaal. In vers 4 sê, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Glo jy dit? Jy weet die eerste oomblik wat jy droog maak, dan jy so spyt in jou berou, dat jy bly weg van die Here af, en jy bly weg van die kerk af, en jy is geskaap om na die Here toe te kom, terwyl God daar staan, en hy sê, ek is verdraagsaam en barmhartig oor jou sonde, en jou tekortkominge en jou foute, want ek is gedagtig daarin dat jy maar net mens is. Maar dis nie vir my verskoning om te sondig nie. Inteendeel maak dit my skaam. Inteendeel moedig het my aan om weg te groei van die sonde en meer soos my meester te kan word. Hy sê in die Engels, he surrounds me with loving kindness and tender mercies. Tender mercies is soos daai ma wat by jou kom, as jy gehardop het en jy het geval en jy sit aan die teerpad met 'n roustie op jou knie en jy huil dat die trane loop, en sy kom by jou en sy tel jou op en sy draai jou in en sy gesit jou neer en sy was die knie met lekker Dettol water en sy sit salfies op en sy plak 'n pleister op en sy gee jou so lekker klap soet en sy hou jou so bietjie vas. My verstommend hoeveel 'n soen kan genees. Amen. My klein seun kom nou eendag by my hardloop en nou omdat die een oog geheven skeel is, sien hy nie altyd die goed in die pad en hy hardloop en hy stamp sy toon, dat hy op velletjie staan so en hy sit so en hy huil, en ek tel hom Kyle op en ek vat hom so en ek soen sommer ou vuil toon so, en ek sê Kyle, moenie maar nie, alles gaan alright wees, en ek kyk my so, hy sê, yes oupa, die spring op in 'n hardloop uit. Dis wat hy hier bedoel. He surrounds me with loving kindness. Hy omhels my met sy liefde en hy vat my en hy gee my daardie, ek weet nie
en vir my sê, my kind, weet jy wat, in hierdie storms, jy sal okay wees, jy sal alright wees, alles sal regkom, my kind, hou jou fokus op my. Amen. Amen. So nooit vergeet, ek ry eendag in Alberton, op daai hoofweg tussen Alberton en Vereniging, en daar was 'n veldbrand gewees, en terwyl die karre so loop, is die veld leeg, en die ma hardloop oor die pad, en die klein kind bly agter, en toe die kind agter bly, kyk hy vreesbevange van sy ma, hy staan op die sypaadjie op die hoofweg, en sy ma is op die middelmannetjie, en dis net karre wat verbygaan, en hy staan bevrees daar, en dan terwyl ek so lang gery kom, en die voet afhaal van die petrol, want ek wil stap om hierdie arme swart seentjie oor die pad te help, toe sien ek die ma wys vir hom, kyk vir my, moenie vir die karre kyk nie, kyk vir my, en sy vir hom gekyk, dan kyk sy, en toe sy sien is veilig, toe skree sy vir hom, en toe hardloop hy nie eens vir die karre gekyk nie, hy het net vir sy ma gekyk. Sy was gepla oor die gevare, sy was gepla oor die goed wat daar buite gaan, sy was gepla oor wat kan haar kind se lewe kos, en sy het vir hom gesê, my kind, kyk net vir my, hou jou oë op my, en ek dink dis wat Jesus vir ons hier sê volgens. Dan voel ek vir jou soos jou lewe uit mekaar het geskeur word, asof jy gespoeg word op die buitekant. Die Here staan boven nie en sê vir hom, I've got tender mercies for you and loving kindness, keep your eyes on me. Kry jou oop aan die mense, moenie oor die mens bekommerd wees nie. Kry jou fokus op my en die gevare sal jy nie onderkry nie. Die risiko sal jy nie onderkry nie. Die dinge wat hier aangaan, hierdie verdeeldheid wat die vyand probeer bewerkstellig, sal jy nie onderkry nie, want jou fokus is op my. Amen. Oh, wonderlik is die Here nie. In vers 5 kom hy sê, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer word, soos die van 'n arend. Hy sê, in Engels, he fills my life with good things, so that my youth is renewed like that of an eagle. Wat 'n fantastiese les hier uitkom. Hy sê hy vul my lewe, hy maak my lewe vol met goeie dinge en dit laat my weer jonk en lekker voel. En die gebruik hier kom van 'n arend. As 'n arend oud geword het, dan groei sy boonste snavel, hou nooit op groei nie. Dan groei hy by die onderste bek verby, so ver dat as hy sy mond oopmaak kan hy nie, maar die snavel keer dat hy kan eet. En die enigste manier hoe hierdie arend weer homself kan herstel om te kan eet, is hy vlieg en hy gaan sit op 'n kraans en hy begin sy vere uit te pluk tot al sy vliegvere uit is en hy gaan en dan skraap hy sy snavel op die rotse tot die boonste snavel weggeskraap is en dan begin hy weer te groei en dan kan hy sy mond groot genoeg oopmaak sodat hy weer kan eet en dan sit daai arend daar tot die nuwe vere teruggegroei het en dan kan hy weer fantasties vlieg en hy kan beter vlieg as wat hy 'n paar weke teruggevlieg het. Dis wat hy hier uitlig. Hy kom en hy sê, hy sal ons weer hernie, soos ons jeug sal weer terugkeer, so diep van 'n jong arend, as ons toelaat, dat ons fokus op hom hou, en ons kry die dooie goed in ons lewe weg, ons kry die goed in ons lewe, wat ons roet om ons uit te leef, die kry ons uit ons lewe uit, en ons fokus op hom. In vers 6 draai hy om en sê, die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. He gives justice to all who are treated unfairly. Weet vandag dat as jy onregverdig by die werk behandel word, as jy onregverdig deur die lewe behandel word, as jy onregverdig behandel word deur ander mense, die Here sê, hy sal vir jou geregtigheid gee, maar hy kan jou nie help solank as wat jy vir jouself beklei nie. Ons advokaat, die Heilige Gees. As ek in die hof kom, dan is ek in die hof van geregtigheid en in die hof van waarheid en die regter is God en die regter sal net vir die waarheid sal hy stem. Amen. As ek in daai hof staan en ek verdedig myself, dan kan my advokaat, die Heilige Gees, nie sy werk doen nie, want ek verdedig myself. Ek kan my sê, Here, maar hoor wat sê hulle van my? Here, kyk wat doen hulle my? En ek gaan kla hulle aan, dan verdedig ek myself. Want ek wil bewys, ek is reg en hulle is verkeerd. Maar as ek terugstaan en ek sê, Heilige Gees, my advokaat, kom doen u werk, dan verteenwoordig hy my en hy veg my geveg en dan kan ek staat maak op Psalm 103 vers 6 wat sê, He gives justice to all who are treated unfairly. Dan kan ek hierdie belofte maak en ek kan sê, advokaat, tree op my op, want die waarheid is 'n
vers 7 draai hy om en hy sê, hy het aan Moses sy wil bekend gemaak aan die kinders van Israel sy dade. Hy sê, he revealed his will and nature to Moses and his people. Begeer u nie vandag om die wil van die Here te weet, die karakter, die aard, die wese van God te ken nie. Hy sê, maak dit aan hulle bekend. Hy openbaar homself aan hulle. Hoekom openbaar hy homself aan hulle? Want hulle oë is gefokus op God, en omdat hulle oë op hom gefokus is, en klaar kry met die mense, en klaar kry met die drama, en klaar kry met die probleme, en hulle behoud op God is, daarom openbaar hy homself aan hulle. Ek wonder wat sal gebeur as jy eendag wakker word en hier staan God skielik langs jou bed. Ek wonder hoeveel sal skrik en weghardloop. Ek wonder hoeveel sal op sy knieë val en die Here aanbid. Hoeveel sal vrees bevange wees. Ek gaan maar sê uit die kerklike orde kry ons nou jammerlik hierdie wettiese mense. Die eerste ding wat hy sal dink is, Here, wat se sonde is in my lewe. En ek dink baie keer staan Vader, sonder dat ons hom gewaar by ons skuld, net om weer te sê, my kind, ek sien jou spartel, ek sien jou stoei, ek sien jou drama, ek sien jou seer, ek sien jou bekommernis, ek sien hoe jy stryd met die werk van die Here, ek sien jou raak, my kind, ek sien jou raak. Weet vandag dat die Here sal in jou openbaar. Vers 8 sê, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Barmhartig en genadig is hy. Hy sê, he is merciful and tender towards those who don't deserve it. Kyk, hy gebruik weer hy tender mercy. Hy kom en hy sê, ek is sagte streep op teenoor die wat dit nie verdien nie. Die wat in sonde leef, die wat my nie wil dien nie, wat die situasie ook al mag wees, kom die Here nie met 'n gestorm, en 'n gedonder, en 'n gewilder, en die sambok in die hand om dood te slaan nie. Hy kom sagkens om ons te help, en ons terug te lei op die pad wat ons moet wees. Amen. Hy sê, he is merciful and tender towards those who don't deserve it. Vers 9 sê, hy sal nie vir altyd toos en nie vir altyd ewig toornig wees nie. He never bears a grudge, nor remains angry forever. Dit is ons menslike probleem. Ons dra 'n grudge. Ons dra 'n swaard. Ons vergewe nie maklik nie. Ons onthou wat gister en verlede week en verlede maand aan my gedoen is, en ons dra daai grudge in ons hart, en omdat ons met daai klip in ons stoel loop, dan verwoes dit op die ou en ons eie lewe. Hy sê, he never bears a grudge, nor remains angry forever. En ek dank die Here vir dit. Ons is baie keer ons grootste vyand. Ons kan nie onsself vergewe nie. Ons kan nie ander vergewe nie. Ons kom nie op 'n plek wat ons vry spreek van harte en sê, Here, ek het my broer en my suster so lief, dat ek spreek hulle vry, ek vergewe hulle. Dit maak nie meer saak die Here. Moet hulle ook nie straf nie, al is hulle skuldig. Vergewe hulle, Here. Kwyt hulle skuld. Ek wil nie hier moet iets aan hulle doen. Die Here moenie my vergeld nie. Spreek hulle vry in Jesus naam. Dis wat liefde sê. Amen. Vers 10 kom hy. Hy sê vers 10. Hy handel met ons na ons sonde en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Ek dank die Here dat hy die rekordboek hou en hy kom en hy hanteer ons na dit wat ons verdien nie. Hy handel nie met ons na wat ons regverdiglik verdien nie, want hy is 'n genadige God. Hy sê he has not punished us as we deserve for all our sins. Wie sal bly as die Here ons moet behandel na wat ons regverdiglik verdien? In die boek van Jona, weet Jona van die profetiese woord wat uitgespreek is, dat Nineve gaan Israel verwoes. En hier kom Jona en hy besluit, maar hy gaan die Here help om Nineve te verwoes. Hy gaan intree, hy gaan nie na Nineve toe gaan preek vir hulle nie. Hy hardloop weg van wat God wil bereik. Hy klim op 'n boot en die boot moes verwoes word tot hulle hom oorgooi en hy word ingeslip deur 'n vis en hy word uitgespoeg op die kant en hy gaan na Nineve toe, want nogtans is die Here genadig. Hoor net wat sê in Jona 4 vers 1 tot 4, hy sê, maar Jona was hieroor erg ontstem en hy het kwaad geword. Toe bid hy tot die Here en sê, ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie? Daarom het
geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onder. O Here, neem dan tog na my siel van my weg, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Daarom sê die Here, het jy rede om vertoornd te wees? Jy sien, hier is dit vir my 'n manifestasie van iemand wat nie sy sin kry nie, om oprit en kwaad word omdat hy nie sy sin kry nie. Dan wil hy, Here, ek wil liewer sterwe, maar God wil die stad genade gee. Hulle reken as jy by die een kant van Ninive afgeloop het, tot min of meer in die middel van Ninive, het jy oor die 25 kilometer geloop, om in die middel van Ninive te kom. So jy het geloop omtrent 50 kilometer om aan die ander kant te kom. Dit so groot die stad was, en die Here kom gee vergifnis aan daardie stad. Dis 'n tentrum van 'n kry nie my sin nie. Vers 11 sê, want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So as ek met daardie respek kom, dan weet ek, die goedertierenheid en genade van die Here is so hoog as wat die hemel van my af is. Ek kan dit nie meet nie. Hy sê, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Die Here van het weg en sê, vergewe jou, ek stel jou vry, as jy dit bely het, dan gooi ek dit weg. Soos die kleerling sê, hy gooi dit in die see, en hy sit 'n bordjie op no fishing. Want so baie kinders van die Here gaan terug, gaan haal weer hy sonde uit, en die duiwel gebruik dit om homself te verwoes, want hy loop sonder 'n skuldgevoel, dat sy skuldgevoel nooit met hom tot bekering lei nie. Dit lei eerder tot 'n groter skuldgevoel, wat hom wegvat van die Here, plaas wat hom op sy knieë bring tot bekering. In vers 13 kom hy sê, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. He's like a father to us, tender and sympathetic to those who reverence him. Kyk wat sê, die wat hom eer en respekteer, kom hy met daardie tenderness, daardie sagtheid na ons toe. Hy sê, want hy wat weet wat 'n maat van ons is, gedagte dat ons net stof is. Die mens soos die gras in sy dag. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Hy sê, maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir die kinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om dit te doen. Die Here het in sy toren in die hemel, het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles. Loop die Here sy engele en kragtige helde, wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loop die Here al sy leerskare, sy dienaars wat sy weldade doen. Loop die Here al sy werke, en op al die plekke van sy heerskappy. Loop die Here oor my siel. Kyk wat sê hy daar. Hy stuur sy boodskappers, hy stuur sy engele, hy stuur die wesens om sy wil te kom doen. So weet vandag dat hulle stry vir jou. Hulle beklei vir jou. As jy soos daai vrou voel, Here, hierdie storm het my gevat en met my verniele my uitgespoeg op die kant, weet vandag dat dit is 'n leuen wat die duiwel in jou verkoop. Die Here is daar om jou te ondersteun. Psalm 16 vers 5 sê, the Lord himself is my inheritance, my prize. He guards all that is mine. He sees that I am given pleasant brooks and meadows as my share. Hoor wat sê? Die Here is my erfstuk, my prys wat ek kry. Hy beskerm alles wat myne is. Ja, hy bring my by heerlike strome van water. Hy gee my deel wat my toekom. As ek die Here sal vertrou en op hom staat sal maak en ek sal hom vol met my hele hart, weet vandag dat die Here beklei vir jou. Hebreërs 5 vers 7 sê, and God heard his praise because of his strong desire to obey God. Ek dink dis waar ons probleem in die moderne kerk vandag lê. Ons begeer en ons het nie, sê die skrif, want ons bid nie.
Jakobus sê ons begeer en ons het nie wat ons bid nie. Ons begeer soveel dinge in die lewe, maar die een ding wat die verskil in ons lewe kan maak, naamlik om die Here te vertrou, sy naam groot te maak, hom te soek met alles wat in ons is. Om my gee wat nodig is. Ek hoop hierdie beteken vir iets vandag, dat jy vandag begin besef, Psalm 103 vers 2 sê, do not forget his benefits, die voordele daarin om die Here te dien. Moenie dat jy 'n krisis in jou onderkry en jou lewe verwoes nie. Dit is so maklik om te struikel en te val, maar moet dit nie toelaat nie. Laat toe dat die Here jou ondersteun. Laat toe dat die Here jou help. Kry jou fokus terug op hom. Hy is die een wat al jou krankhede genees, wat jou aan mekaar vaswerk as dit nodig is, daarmee jy geskeer het en seer gekry het, as dit nodig is om jou gesond te maak, as dit nodig is om jou te genees van 'n siekte, as dit jou nodig is om jou te herstel, as dit nodig is om jou weer heel te maak, kom na jou Skepper toe. Hy wag vir jou. Hy staan met oop arm en hy kyk met 'n sagtheid van 'n vader na jou swakhede en hy kyk met dit verby en hy sê, my kind, ek het jou lief, ek begeer net die beste vir jou. Dankie, Here. Sal ek my omdraai my beste vir hom gee? Yes, Lord. My allerbeste vir die allerhoogste. Sal ek dit nie doen nie. Op hierdie dag wat ons die Vrouedag vier, dink ek is dit vir my 'n mooi boodskap daarin, dat daar is niemand, jy kan maar gaan kyk, daar is niemand wat jou so lekker kan vashou soos 'n man nie. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Ek lag baie keer, mense kyk my so, dan skud hulle kop vir my, want my dogter word al 30 hierdie jaar, en baie keer as ons in 'n hoopie of 'n plek gaan eet, dan jaag sy my kleinkind af, dan kom sit sy op my skoot, dan sê sy, dis my pa hierdie, ek wil bietjie op sy skoot sit. Dan kyk die ander mense in die winkel so, dan skud hulle kop, maar weet jy wat lekker is dit vir my, om net my hande op my kind te kan sit, haar net in haar oë te kyk en ons sê niks vir mekaar nie, ons weet net wat die kyk beteken. Dis hoe God oor jou voel. Amen. As God 'n yskas in die hemel gehad het, was jou foto op sy yskas, weet jy dit? Amen. As hy die boek gehad het, of 'n beursie gehad het, wat jou foto in sy beursie, en soos 'n moeder kort daar kyk, en foto's op hulle lesenaar sit, as ek daar by jou Frederik kom, dan is dit net foto's van Jona en Freddy daar agter, haar op die muur. Sy is so trots op haar kind, so lief vir haar kind, so lief vir haar man, dat sy sit foto's by die werk op. Sy gee nie oor die wêreld sê nie. As sy moedeloos raak en kyk sy om, dan weet sy waarvoor sy leef en waarvoor sy doen wat sy doen. So voel God oor jou. Hoe voel jy oor jouself? Sien ons, breek onsself af, want ons sien onsself nooit soos God ons sien nie. Besef jy is belangrik vir hom. Besef jy is kosbaar en waardevol vir hom. Besef jy is so belangrik vir hom, dat hy kon omgedraai en hy kon jou behandel het regverdiglik na wat jy verdien vir jou swakhede. Maar hy sê, ek gaan jou nie behandel na wat jy regverdiglik verdien nie. Ek gaan jou sagtens behandel, met liefde en genade, en ek gaan selfs jou sonde van jou verwyder. Ek gaan dit wegvat, en ek kies om nooit weer daaraan te dink nie, sê God. Amen. Soos jy bly dink in jou sonde, dan vat jy God in die gesig, om vir hom bly te sê wat jy gedoen het. As jy dit bely het, is dit vergewe, is weg. Hou op in jou swakhede, dink. Staan op, en soek die Here in alles wat in jou is. Amen. Mag die Here u werklik seën. Mag sy guns en sy heerlikheid op jou rus. Mag hy u wonderlik ondersteun. Toe Cyril Ramaphosa my verlede week bel, en hy sê vir my, Tippie, ek gee jou hele gemeente maandag af. Ag, dis ek so bly vir. So ek wil net wel julle suster sê, hy het spesiaal vir my gebel gesê, julle kan maandag afkry. So ek hoop julle mans, vergeet julle vrouens, môre ontbyt in die bed, van vanoggend moes ons in die kerk wees, dit was bietjie moeilik. So bring vir hulle bietjie lekker ontbyt in die bed. En Frederik gaan sny 'n warm op en sit hom so 'n paar stukkies op 'n skilpad. En Frederik sê dit was die ons gaan afsluit.
Here, ons kom na U toe. En ek wil in die eerste plek sê dankie dat ek 'n Vader het soos U. Dankie Here dat U die seer in my lewe kan genees, al moet U dit met naald en gaar en vaswerk. Al sit die letsels in my hart. Ek is genees. Ek is heel gemaak. Ek is herstel. Here, hierdie storms wat in ons harte woed, want dit raak vir ons al hoe erger, Here. Bid ek dat U ons kop reg instel, dat ons fokus op U en weet, Here, dat ek kan op U staan maak. Ek kan U vertrou. Ek kan na U toe kyk en ek kan weet dat, Here, as U vir my is, wie kan teen my wees? As die Here seën, wie kan vervloek? Dankie dat U ons beskerm, my Vader. In Jesus naam. Amen. Onthou net, as jy inkom in die kerk, dan vra dat jy masker dra tot waar jy gaan sit. As jy met enigiemand in die kerk wil gaan praat op